Vandag is internasionale vermindering van kosvermorsingsdag, of in Engels praat hulle van Stop Food Waste Day. En ons praat 'n bietjie met Ozzy Nel. Nou hy is van SA Harvest en hulle is baie passievol oor hierdie dag op die kalender en ons gaan uitvind hoekom. Ozzy, baie welkom hier by Grootplaas. Hi Mia, is altyd lekker om met jou te chat, man. Ja, en ek hoop dit gaan goed daar by julle en dat al julle planne sommer net lekker uitwerk. Ozzy, vir mense wat nie weet wie SA Harvest is nie, kan jy bietjie ons geheue verfris, hoekom is julle rol so belangrik en wat presies doen julle? Gerus Mia, ons is 'n voedsel reddingsorganisasie en ek weet dit klink soos 'n mondvol, maar wat dit beteken is ons werk met grootskaal boere, pakhuise, kosvervaardigers en ons help hulle om al hulle excess stok wat nie op die rakke beland nie te herverskuif hulle na organisasies in oor die hele land wat vir kinders en ou mense kos maak. Ja. En hoe lank is julle al in bestaan? Ek dink ek wonder altyd die rede dat julle 'n rol het wat julle speel in vandag se dae beteken daar moes 'n behoefte gewees het. So hoe het julle daai behoefte raak gesien en hoekom was dit so dringend geweest vir julle om in die lewe geroep te word? Mia, weet as jy kyk na Suid-Afrika as 'n land, ons weet dat ons het omtrent tussen 10 en 12 miljoen ton kos wat op die aardklop beland. Maar ons het ook meer as 18 miljoen mense wat definitief heel onder op die broodlyn lewe en hulle het nie beskik tot goeie gesonde kos nie. So vir ons is dit belangrik om die organisasie te skep. Ons is deel van SA Harvest in Australië, maar groot fokus vir ons is regtig op die boere, op landbou en dan op jou verpakking van groente en vrugte ensovoorts. Want jy sal nie glo, maar daar's waar meeste van die vermorsing plaasvind. En dis regtig nie die boere se skuld nie, dis net dat die stelsel het so gecompliseerd geraak van 'n wetgewingsoogpunt. Uitvoere is baie spesifiek oor hoe 'n groente moet lyk, wat se kleur, wat se grootte en al hierdie goedes veroorsaak verskriklik baie, soos hulle sê, food waste in die stelsel. En sê vir my, is ek reg as ek sê dat hierdie kos waarvan jy nou gepraat het wat nie die rakke behaal nie. Dit is nie vrotkos nie. Dis kos wat regtig nog gebruik kan word. Absoluut. Dit is absoluut so. Jy sal vind dat baie keer met die groente is daar letterlik net dis dalk 'n groenpepper wat bietjie geel is of 'n aartappel wat bietjie klein is vir sy gradering of 'n wortel wat skeef is en daar is miljoene tonne wat so nie kan gebruik word nie. Nou, as vandag is internasionale vermindering van voedselvermorsingsdag en dit is omtrent 'n mondvol, maar ek wil graag by jou weet, hoekom is hierdie dag spesifiek vir julle by SA Harvest belangrik? Maar nie net dit nie, dit pas so perfek in by hoekom julle bestaan as 'n organisasie. Wat doen julle vandag? Wat se bewusmaking probeer julle daar buite kry? Vertel vir my alles. Ek dink jy is heeltemal reg, maar dit gaan absoluut oor bewusmaking. Ja, daar's baie kos wat gemors word, maar daar's ook verskriklik baie potensiaal. Ons werk met 'n hele klomp boere wat regtig 'n verskil wil maak, maar hulle word glad nie gesubsidieer nie. So wat ook al hulle nie kan verkoop nie, bly op die land. Dit is vir ons belangrik dat mense verstaan dat jy weet hierdie food value chain is verskriklik gecompliseerd en ons het regtig waar 'n resep geskryf en begin wat werk en wen-wen is vir almal. Ek moet vir jou sê, ek kan amper nie eers dink aan die logistiek rondom julle bewegings en hoe julle regkry wat julle regkry nie. Kan jy vir my sommer net 'n normale week by julle, hoe werk julle as 'n organisasie en ons boere? Hoe werk julle saam? Ons moet begin met die feit dat ons het baie gou agtergekom dat die probleem is massief en mens kan dit nie alleen aanpak nie. En danksy die ongelooflike ouens by die Road Food Association, Gavin Kelly en hulle manne, het hulle ons voorgestel aan die reuse in die logistiekbedryf soos DSV en Vector Logistics. En saam
ondersteun ons die boere in die sin dat ons kry die trokke wat reguit plaas toe gaan. So die boere wat glad nie van sy plaas af te skuif nie, en met daai stelsel het ons al duisende kilogram kos kon skuif. Nou ons organisasie het dan natuurlik kos maak uit al die soos hulle sê ingredients. En jy het nou so praat van hoe julle dit reg kry, maar ek dink as mens na die landbougemeenskap kyk, ek dink dit kan partykeer baie oorweldig wees, want ek is baie bewus van daar's mense wat wil help en mense wat wil gee, maar die grootste probleem gewoonlik is mens weet nie waar begin jy of hoe reik jy uit. Hoe is daai kontak tussen julle en die landbougemeenskap? Is dit 'n ingewikkelde proses as boere betrokke wil raak? Glad nie. Hulle moet ons webtuiste gaan kyk. Dit is www.saharvest.org. Stuur vir ons 'n boodskap. Ons span saam met julle kontak maak en dit gebeur vinnig. Ek is altyd bewus dat die impak op 'n gemeenskap, as mens kyk spesifiek na dit wat julle doen, daar is kos wat op plase is en op borde beland by mense wat nie noodwendig sal gebeur as julle betrokkenheid nie daar was nie. Wat is daai impak op 'n gemeenskap? Ek meen julle is in die gemeenskappe. Julle sien mense wat die kos kry. Julle weet dat die kos nie noodwendig daar sou wees as die logistiek en as die beplanning nie daar was nie. Wat is die menslike kant agter dit wat julle doen? Ek dink meer die impak het 'n twee kante. Daar's ongelooflike impak op die grond in hierdie organisasies wat ons mee werk, want hulle laat kinders weer droom. Hulle gee vir mense hoop. Maar wat ek ook gesien het in die koöperatiewe wêreld, die organisasies wat saam met ons werk, hoe dit die kultuur in hulle eie maatskappye verbeter, dat hulle voel dat regtig hulle werk vir 'n maatskappy wat omgee. So dit maak 'n groot verskil. En dan as ek net nog een ding kan noem vir jou, Mia, weet jy wat, ons het 'n krisis op ons hande op die oomblik. As ons kyk in Suid-Afrika, is meer as 30% van ons kinders wat gebore is, het hulle al klaar 'n baie groot daar's baie groot issues omdat hulle nie genoeg goeie voedings kry van gesonde kos nie. Daar's 'n absolute agterstand. En ons is dit nie nou aanspreek nie. Oor 20 jaar gaan ons nie mense hê wat regtig kan produce en ongelooflike organisasies skep nie, want hulle gaan nie soos hulle sê die cognitive ability hê nie. Hulle gaan nie die breinkrag hê nie, omdat hulle nie die regte voedsel gekry het as kinders nie. So dis amper 'n konsep van die boompie word nou geplant, maar eers oor jare moet dit 'n groot boom wees. So dit is soos die Engelsman sal sê, dis 'n long game. En dis belangrik want hierdie kindertjies gaan groot word en moet ook hulle rolle speel in hierdie wêreld. Hoe meet julle julle impak wat julle maak? Ons soos ek sê, ons werk met 240 tipe organisasies oor die hele land. En hulle voer tussen 1000, party van amper 2000 kinders of mense 'n dag. Ons het 'n digitale platform gebou waar ons die level van nutrition kan meet. So al die kos wat uitgaan na 'n organisasie toe, meet ons presies hoe doen hulle. Jy weet hoe goed is die nutritional level dan. Dit is verskriklik belangrike data. En natuurlik lewer ons elke week af vir ons organisasies. So jy bou baie goeie verhouding op met die mense op die grond, wat verskriklik belangrik is. Dat hulle nie voel dis welsynwerk nie, hulle is deel van 'n organisasie, hulle is deel van iets wat 'n regte verskil maak. Ja. Dink jy dit is nodig dat daar beleidsveranderinge moet plaasvind om hierdie voedselvermorsing amper op 'n sistemiese vlak aan te spreek? En indien so, wat stel jy voor moet gedoen word? Waar moet die prioriteit lê? Absoluut. So dit vir gesê, hierdie value system van ons food value system is verskriklik kompleks. En as jy net kyk na die boere, daar word geen subsidies gedoen nie. So as jy 'n goeie oes het, moet jy spaar wat jy kan, want die volgende oes gaan dalk nie so goed wees nie. En ek voel regtig dis waar regering moet betrokke raak. Ons moet kyk na food banks en hoe help ons die boere en almal in hierdie value chain. Daar kan belastinge verander word ensovoorts. En vir die gewone Suid-Afrikaner, het jy enige wenke hoe ons as Jan Alleman kos kan red of voedsel kan red of nie, of
eerder dit nie mors nie. Wat is van daai praktiese goed wat mense kan doen? Absoluut. Ek sal sê, jy weet, as jy in die winkel instap en dis daar 'n datum en hulle noem best before, dit beteken nie as die produk verby daai datum gaan dat jy hom nie meer kan eet nie. Dit is net wanneer hy op sy optimal kwaliteit is. So moenie bang wees vir daai tipe datums nie. Gebruik weer kos, pak jou yskas mooi, maak jy eie kompos. Jy kan ongelooflike goeie kompos maak met ou groente en die tipe van ding. Ek moet sê, iets wat ek ook al geleer het oor die afgelope paar jare is, in plaas van om vir die maand te probeer koop per week, want dan die kos wat in die yskas is, bly dan net lank genoeg en dit word opgeëet. Dis goed dat mense maar so leer deur die jare, né? Absoluut, dit is verskriklik belangrik. Ek het nog sien ander mense het stickers op hulle kos gesit, op hulle kosbakkies gesit, sê hoorie so, eat me, eet my. Ja. As jy die yskas deel met onthou, moenie kos mors nie, jy weet. Dis baie belangrik. Maar om op 'n weeklikse basis te koop is absoluut baie beter as om op 'n maandelikse basis te koop. En ook iets kosvoorbereiding. Ja, dis iets wat voel vir my mense raak definitief slimmer hoe ouer jy word. Kosvoorbereiding, soos die Engelsman sal sê, meal prepping. Ja, dit my lewe verander. Ek wil graag by jou weet, sommer laastens, as ons kyk na Suid-Afrika se getalle en die situasie as dit kom by kosvermorsing, hoe vergelyk ons met lande in die wêreld, min of meer? Het jy 'n bietjie van daai statistieke? Ja, dis 'n interessante statistiek. Omdat so baie Suid-Afrikaners onder die broodlyn lewe, het ons die kos wat ons vermors op 'n huishoudelike basis is nie so groot nie. Maar as 'n geheel mors ons nog verskriklik baie kos in die stelsel. En as jy kyk, maar een ding wat ek nie kon glo toe ek in die besigheid begin het nie, is as jy al die kos wat vermors word in die wêreld en jy sit op een ashoop, sal dit die 3de grootste land wees in die wêreld, net na Amerika en China. Terwyl ons soveel mense het wat nie toegang het tot gesonde kos nie. Wel, ek moet vir jou sê, ek is baie dankbaar vir die werk wat julle doen en dankie vir jou tyd vanoggend en hou aan met die bewusmaking. Ek dink dit wat julle doen is regtig belangrik. Ek en jy gesels gou weer. Uitstekend, weer eens net dankie dat julle die boodskap deel. Natuurlijk. En ons wil net ook vir ons boere en die mense wat saam met ons werk sê, ons kan dit nie sonder julle doen nie. Absoluut nie. Wel, gelukkig hoef julle nie. Ek en jy praat weer, totsiens. Thanks, Mia. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop jy het interessant gevind nou, soos die Engelsman sal sê, 'n bietjie food for thought, nee.